Niks maak regtig saak nie, veral nie vir ons jong mense nie. Maar ek het self daardeur gegaan en ek dink baie mense sonder om dit te erken, gaan ook daardeur. Dis 'n ewige stryd. Dit voel vir ons of ons samelewing verlore is in vuilheid, nihilisme. Ons lewe in 'n tyd waar niks regtig saak maak nie. Niks het regtig veel waarde nie. En daar was nog nooit so 'n tyd in die geskiedenis waar ons soveel vryheid, inligting en opsies gehad het nie. En tog was daar nog nooit soveel verwarring, leegheid en apatie. Kom ons noem dit don't care nie. Jy en ons kinders van vandag, en ek sien dit opvlam terwyl ek klas gee elke dag, dat dit lyk vir my of niks meer lyk of dit die moeite werd is om te doen nie. Betekenis is vervang deur stimulasie, hierdie selfone, TikTok, YouTube Shorts, al daai tipe goed. Diepte is vervang deur vermaak, verantwoordelikheid is vervang deur ironie, en vandag word alles 'n grap. Alles word inhoud, content. En al hierdie goed veroorsaak net 'n geraas. Ons praat van nihilisme, het dit nie net deur slim filosofiese toesprake gekom nie. Dit het gekom vermom as die normale. Dit het stadig gebeur en ons stadig vergiftig. Dit het gekom deur onverskilligheid, deur wat ook al, whatever. En deur die ingesteldheid van, oh, you only live once, jy lewe net een keer. So, dit gee vir my die verskoning om goed te doen wat nie goed is vir my nie. En dit is die stil, wat sal ons sê, weerstand, om enige verantwoordelikheid te neem vir aksies. Nou goed, wanneer niks saak maak nie, gaan alles agteruit. Jou liggaam word 'n vertoonkas. Almal kyk na die uiterlike. Hoe mooi is jy? Ek sien hulle praat van looks maxing. Almal se haartjies staan gepunt. Die broekies is net so klein. Elke tweede ouetjie wys sy maagie. Gaan kyk op TikTok, al die jong seuns wat seks-simbooltjies van hulle self maak. Klein Justin Biebers. Jou liggaam word 'n vertoonkas. Saam met dit word jou verstand 'n filosoop. Daar gaan nie veel daarbo aan nie. Ek sien die leegheid, nie dat ek so fantasties is nie, maak myself glad nie beter as ander mense nie, maar omdat ek ouer is, sien ek die leegheid agter die oë van jonger mense. Die lewe word bloot 'n tydverdryf tot die dood. Nou, dis nie 'n rebellie of vryheid nie, dis oorgawe. 'n Samelewing wat in niks glo nie, bou nie. Dit verbruik net, dit consume. Dit skep nie waardes nie. Dit vernietig grense. Dit soek nie betekenis nie. Dit vlug van die stilte af weg. Die algemeenste beeld van ons tyd is mense wat van buite af lewendig lyk. O, hulle doen die, o, hulle doen daai. Ek sien foto's op Facebook van mense wat hierdie is en daar by die dierplek is en op 'n vliegtuig en in 'n ander land, in 'n Mediterrane see, wat ook al. So, hulle lyk van buite af baie lewendig, maar hulle is dol leeg aan die binnekant. Dit is nie die toekoms nie. Dit is jou huidige werklikheid. Die vraag is nie of die samelewing verlore is nie, maar of jy saam daarmee verlore besig is om te gaan. Snaakse woord gebruik, anyway. So, moderne nihilisme sê niks het betekenis nie. Dit sê iets baie gevaarliker. Dit is nie die moeite werd om na betekenis te gaan soek nie, sê nihilisme. Wanneer jy dit glo, gaan jou lewe op autopilot. Jy word wakker in die oggend, jy bly besig in die dag, jy kom moeg huis toe,
Jy verdoof jou verstand met afleidings en herhaal dit die volgende dag. Nie omdat jy die pad gekies het nie, maar omdat jy opgehou het om vrae te vra. Om vrae te vra maak seer. Om introspeksie te doen maak seer. Om te vra wat is ek besig om te doen en hoeveel tyd het ek oor om te bereik wat ek graag wil, wel dit is 'n baie groot verskil van mens tot mens. Maar wanneer jy die goed wil doen, vereis dit stilte en verantwoordelikheid. En daarom verkies jy of mense om liewer nie te dink nie. Leegheid het die agtergrond van jou lewe geword. Alles verloor gewig. Woorde, beloftes en waardes. Niks word ernstig opgeneem nie. Want om iets ernstig op te neem, vereis toewyding aan iets groter as kortstondige figuur. Leegheid het die agtergrond van jou lewe geword. Alles verloor gewig. Woorde, beloftes en waardes beteken niks. Niks word ernstig opgeneem nie. Want om iets ernstig op te neem, vereis toewyding aan iets groter as kortstondige plesier. Daarom word alles 'n grap of 'n meme. Almal giggel oor alles. Almal is animated oor alles. O, dit is so cool, dit is so fantasties. Ag, never mind. Al daai goed. Ek is redelik gatvol daarvoor. Die ironie is, die dop van nihilisme op sy mees basiese vlak beskerm jou teen pyn en verantwoordelikheid. Maar dit maak ook enige kans wat jy het op diepte dood. Wanneer niks saak maak nie, luister nou mooi. Ons praat van werkgewers, ons praat van familielede, ons praat van vriende. Wanneer niks saak maak nie, is daar geen skuldgevoel, plig of skaamte vir wat jy besig is om te doen nie. Daar is net die nou. Vinnig, vlak en disposable, weggooibaar. Nou hierdie tipe van ding vernietig nie die samelewing van buite af nie. Dit doen dit van binne af. Mense pas stadig daarbey aan en dit is wanneer die abnormale die normaal word en so skuif die doelpale van die wêreld of van ons samelewing kan ons maar sê. Jy kom nie eers agter wanneer jy ophou glo in iets nie. Jy hou bloot op om te gee. Jy leer dat om sonder betekenis te lewe normaal is. Maar dit is nie vryheid nie. Dis die verlating, dit is die afskryf van jou innerlike, jou menslikheid. Nou 'n samelewing sonder betekenis produseer mense wat verlate, verwese is. Mense begin hulle self sien as weggooibaar. Tyd is iets wat jy moet bestee of deurbring, nie iets wat jy gebruik om te bou nie. Ek het baie tyd hierop spandeer. Ek het 'n goeie tyd saam met hulle deurgebring. Wat? Jy hou op om te glo dat enige iets regtig moeite verdien. Dissipline voel soos onderdrukking, verantwoordelikheid soos 'n las en toewyding soos 'n tronk. So jy doen die minimum moeite met minimum diepte of betekenis en minimum verantwoordelikheid. Jy probeer emosioneel oorleef met afleidings. Onmiddellike plesier vervang doelgerigtheid. Net om die leegheid vir 'n paar sekondes stil te maak. Jy eet sonder honger. Jy koop sonder dat dit nodig is. En jy verbruik sonder ware genot. Alles is oormaat aan die buitekant. Maar afwesigheid is baie betrokke, sal ons sê, aan die binnekant. Die lewe word iets wat met jou gebeur en nie iets wat jy bou nie. Jy word die persoon of die samelewing, of in die geval van ons land of in die wêreld, 'n persoon wat regte eis. Ek wil hierdie hê, maar jy vermy alle pligte. Jy soek vir vryheid, maar vlug van die verantwoordelikheid af.
Jy is iemand wat betekenis wil hê, maar weier om opofferings te maak. Dis nie volwassenheid nie. Dit is agteruitgang. Sonder waardes is jy maklik om te beheer en te manipuleer. Jy dink nie, jy reageer. Jy kies nie, jy volg net. Agteruitgang gebeur nie oornag nie. Dit gebeur in klein daaglikse goedjies wat gebeur. Wanneer jy aanvaar om sonder rigting te leef of jouself soos gemors te behandel, verloor jy jou lewe in 1000 klein, stil oomblikke. Death by 1000 cuts. Ek dink dis die Chinese wat dit gesê het. Nou, Nietzsche, die groot invloed op nihilisme, het gewaarsku dat die grootste gevaar nie pyn is nie, maar die afwesigheid van betekenis. Wanneer jy in niks glo wat groot genoeg is om opoffering te regverdig nie, krimp jy as 'n mens. Jy word al hoe meer 'n stuk vleis as iemand met 'n siel. Vir Nietzsche was nihilisme 'n toets. Of jy sink weg in niks, of jy aanvaar die moeilikste taak van almal, om betekenis te skep in die lewe. Nie betekenis wat jy geërf het nie, maar betekenis wat jy bou met dissipline, orde en verantwoordelikheid. Om sonder waardes te leef, maak jou nie vry nie. Dit maak jou sag, breekbaar, fyngevoelig. As jy nie die gewig van jou eie bestaan kan dra nie, soek jy emosionele verdowing, afleidings, geraas. Jy lag vir alles om te verhoed dat jy jouself tot enigiets verbind. Ag, dis fine, never mind, let's move on. Nee? Ken jy daai mense? Maar nihilisme is nie die einde nie. Dit is 'n toets. In 'n wêreld waar niks saak maak nie, word die mense wat kies om met betekenis te leef, gevaarlik. Hulle is moeilik om te manipuleer en moeilik om te breek. Ons het mense wat in die leegte kan kyk, deur iets op te bou. Die vraag bly nog steeds, gaan jy verlore saam met die samelewing, of gaan jy die uitsondering wees? As hierdie boodskap jou ontstel of ongemaklik maak, is dit nie toevallig nie. Gemak verander nie lewens nie. Die waarheid te doen. In die wêreld wat verdoof is deur afleidings, is die keuse om te dink en betekenis te soek alreeds 'n daad van groei. Moenie dat hierdie woorde wegwaai of verdwyn in die geraas nie. Kies om te bou, om autopilot af te switch. En soos ek in my vorige video gepraat het oor woorde, onthou, wat jy dink, word jou realiteit. Dankie en ek hoop hierdie video het vir iemand betekenis.